Dis so wonderlik, Here, vanaand weer eens net om te gesels rondom die woord. En naam op te lig. Deur alles wat ons doen en wat ons sê, ons verklaar, word die naam van ons Here Jesus Christus opgelig en verhewe. Dankie vir die voorreg en geleentheid dat ons kan sit en gesels oor die wonderlike dinge. En Here, ons weet dat die woord lewe is, en die woord bring lewe, dat die vanaand lewe in ons binneste sal bring. Ons innerlike mens sal aanraak, die geestesmens sal verkoop in ons harte. Dat ons sal ontvang, dat ons gevoed sal word in Jesus Christus se wonderlike naam. Dankie vanaand vir ons gesondheid, dankie dat U ons gespaar het, dankie Here vir alles wat U vir ons doen en beteken. Al die tyd wat ons deurgedra het, die agter ons gekyk, ons is so dankbaar dat U daar was vir ons en nog steeds is. Bid vanaand vir ons versoekies, elkeen wat siek is, dit daar ingryp en 'n wonderwerk doen. Dankie vir volkome almal wat gevra het en almal wat versoekies gestuur het, dat hulle sal stil staan en 'n wonderwerk daar doen ook, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons kan vashou aan die beloftes, kan bid en kan vra vir 'n wonderwerk in ons land. Here, ons hoor van gerugte en ons weet wat aangaan, die aanslag en die verwoesting en alles wat daarmee gepaard gaan. Wil ons bid vanaand en ons wil daai gees, daai sterk man agter dit bind en vasmaak en oor elke provinsie en dit kanselleer in Jesus Christus se naam. En vra Here dat die mense sal opwek in elke provinsie wat sal bid, warriors wat daar sal wees om in te tree, Here, wapendraers wat saam met hulle sal staan as die ding sal deurbid, Here, dat die gebed sal uitkom tot by die troonkamers van die Here, is my gebed in Jesus naam. Dankie Here, ons prys en ons loof en ons dankie vir alles, in Jesus naam, amen. Kom ek lees vir u Romeine 7 vers 14, dis die skrifgedeelte, Romeine 7 vers 14, lees dan so, ek gaan dit Afrikaans lees in 'n paar Engelse vertalings ook, u moet dit verstaan, ek wil dit graag lees. Ek sê, want ons weet dat die wet geestelik is. Hy sê, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, met ander woorde, what I practice, of wat ek beoefen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Engelse Bybel, een vertaling sê, for I do understand my own actions. I am baffled, bewildered. I do not practice or accomplish what I wish, but I do the very thing that I loathe. Dat loathe beteken wat waglik is vir my, which my normal instinct condemns. Ander vertaling sê, Engelse vertaling sê, listen, I can't explain my actions. Here's why. I'm not able to do the things I want, and at the same time I do the things I despise. Verskriklik. Nou Paulus praat nie hier van die duiwel nie. Luister mooi vir pastoor vanaand. Hy praat nie van die duiwel nie, hy praat hier van die ek, hoofletters EK, ek. It is the mighty I, wat hy van praat. He's talking about the soulish parts. Ons is gees, ons het 'n siel, en ons woon in 'n liggaam. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Kom ek sê dit dan ook so, as jou siel gesond is, die geestesmens gedeelte, en toe ek sien dit miskien anders as baie ander mense, dat die siel en die gees is een wat die geestesmens vorm. So, as ek praat van die siel gesond, praat ek van die geestesmens gesond is, dan sal jou liggaam ook gesond wees. Gelees 3 Johannes 1 vers 2, wat dit daar sê. Nou die Jode het altyd 'n gesegde, en dis wat hulle sê.
Hy sê dat het in die hart van die mens is daar 'n wit en 'n swart hond. Die een wie jy die meeste voed, is die een wat die grootste gaan word. Die een wat jy die meeste gaan voed, is die een wat die grootste gaan word. Want jou grootste vyand is nie die duiwel nie, jou grootste vyand is die ek. Your biggest enemy is the I. Paulus was hier in 'n worstellingstryd, betrokke met homself, want dit wat ek wil doen, sê hy, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis nie iets wat hy beplan het nie. Dis nie iets wat hy vooraf van geweet het nie. Dis nie iets wat hy vertroetel het nie. Luister mooi wat ek sê vanaand. Maar dit gebeur, dis 'n daaglikse konflik tussen twee nature. Die jou vleeslike natuur en die geestesmens. These two rivals are absolutely in opposition to each other. There is never an agreed truce, skiet stilstaan met ander woorde, between these two forces. There is never a white flag waved in this skirmish, skermutseling met ander woorde. There is never a ceasefire. The battle, luister mooi, is ever ongoing. Dis iets wat elke dag in 'n kind van die Here se lewe gebeur. As jy 'n matured, volwasse, bloedgewaste kind, Heilige Gees vervulde kind van die Here is, kan jy verwag dat daar twee nature teen mekaar gaan veg op 'n daaglikse basis. Die een wil ingee nie. Die een wil sê I surrender nie. Die een van hulle wil sê I surrender nie. Dis 'n daaglikse battle, geveg tussen hy twee nature. En dis hoekom dit so belangrik is om in die woord van die Here te bly, sodat jou geestesmens gebou kan word, want jou geestesmens moet heers oor jou sielgedeelte. Nie jou sielgedeelte heers oor jou geestelik nie. Jou geestelike mens moet heers oor jou sielgedeelte. En dan kan ons in die gees wandel. En nie die begeertes van die vlees nakom of doen nie. Luister mooi, ek wil dit stadig vir die vanaand sê. En wanneer die son sak, en Paulus sit tussen die 4 koue mure van die tronksel. Meeste van sy boeke het hy daar uitgeskryf, in die gevangenis uit. Wanneer die son sak, en hy sit tussen die 4 koue mure van die tronksel, vasgeketting as 'n gevangene, in die donkerste van die donkerste plekke, dan worstel hy met homself. Die een natuur in hom, wat gedurig deur gevoed wil word, en baie keer die oor aan kry, hy sê dit self in daai skrifgedeelte, hy wil nie hê dit moet donker word nie, hy wil nie hê dit moet slapenstyd word nie, want hy weet as die tyd aanbreek, moet hy begin worstel met die ou mens. Wat baie keer, luister mooi, te sterk is vir hom. Nou as Paulus dit skryf, mense luister vir my, as Paulus sê, dat hy baie keer dinge gedoen het wat hy nie graag wil doen, en dit wat hy wil doen, het hy nie gedoen. As Paulus dit skryf, wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het, wie is ek en jy? Waar kom ons in? As hy geworstel het met die ek, as hy geworstel het met daardie siel van hom, daardie sondige natuur van hom, waar kom ek en jy in? Hulle het hom al gestenig, met stokke geslaan, in tronke gegooi, gegeesel, al die dinge
wat met hom gebeur het, het hy oorwin. Dis waar, pragtig. Maar hierdie geveg, Ja, binne in sy binneste, ja, was iets anderster gewees. ja, verskriklik. Het hy nie gesê, gee my 'n duiwel beset en ek dryf die duiwels uit vir jou? Ja, Het hy nie baie keer gesê, gee my 'n sieke en ek bid vir daai sieke, en daai sieke sal gesond word? Het hy nie baie keer gesê, bring vir my 'n dooie en ek wek hy dooie op? ja, Ander kan ek help, Here. ja, Maar wanneer dit kom by myself, ja, dan sukkel ek zwaar. en ek kan nie. Ja, Dis een van die moeilikste dinge om te beskryf. Geestelike oorlogvoering, weet jy teen wie jy veg. dis waar. Jy weet, dit is onsienlik, maar jy weet teen wie jy veg. Ja, Maar die battle within, daardie geveg in jou binneste, weet jy eintlik nie weet teen wie jy veg. Jy weet dit is baie keer sonde, jy weet baie keer is versoeking. Jy weet baie keer dit is die vleeslike, dis die sielgedeelte, maar dis 'n ander geveg waarmee jy besig is. Ander geveg. Waar jy worstel in jou binneste, waar jy 'n worstelstryd in jou binneste het, waar jy worstel met jouself en sê, Here, U ken my. ja, Dis nie ek nie, dis nie Paulus nie. Dis miskien Saulus, ja, maar dis nie Paulus nie. Dis nie ek nie. He writes these verses as a believer in Christ. ja, Paul's own life demonstrates that the struggle with his sinful flesh never goes away while we are on the earth. ja, Paul is in a fight for holiness, just as you and I are. We must take action to buffet our bodies and make it our slaves. We must resist temptation and fight the good fight. ja, We must resist temptations and flee immorality. ja, Dis wat ons moet doen. We have to buffet, ons moet ons liggame, die sielgedeelte, die sondige natuur, moet homself onderwerp aan die geestesmens. Hy moet gebuffet word, hy moet gebrei word, hy moet kan toegee. ja, Kom ek noem 'n voorbeeld, net om jy te wys hoe dit werk. Môreoggend as jy opstaan om te gaan bid en sê, slaap 'n bietjie later. Waar kom dit vandaan? Dink jy is natuurlik, as jy gewoond is om elke oggend op te staan en te gaan bid, dis daai sielgedeelte, daai vleeslike aspek van jou wat sê, rus 'n bietjie, want hy weet wat gebeur as jy gaan bid. Dis altyd 'n stryd tussen die gees en die sielgedeelte. Altyd deur is daar 'n stryd, 'n geveg wat plaasvind. Moenie vas nie, jy gaan honger ly. Moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit. Altyd deur is daar 'n gekerm van die vleeslike kant af, ja, wanneer dit kom by die geestelike dinge. zwaar. The Christian is a fight for holiness. The Christian life is a fight for holiness. This battle within us is real. It is intense, ongoing, internal, spiritual, and found within all true believers. Ja, These verses are like looking into a mirror and seeing the struggle with sin that resides within each one of us. Dis 'n ware ding, dis 'n werklike ding wat daagliks in ons lewe plaasvind. As dit nie plaasvind nie, moet jy wonder of jy op die regte plek is. zwaar. Kom ek noem nog so 2 voorbeelde, net om aan te vul by dit wat ek nou vir julle gesê het. Ons kyk na Petrus. Matteus 26:31 tot 35. Daarop antwoord Petrus en sê vir Jesus, as sal almal ook aanstoot aan u neem, Ja, ek sal nooit aanstoot neem. ja,
Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou Petrus, in hierdie nag, Ja. voor die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Hier het Petrus gepraat, die rots het hier gepraat. Ja. Nie Simon Bar-Jona nie, die rots het hier gepraat. 3 maal het Petrus gesê, hy ken Jesus nie. Ja. En toe hoor hy die haan kraai. Ja. Hoe kan 'n man wat dit nou gesê het, teruggaan en dit sê? Ja. Hoe kan hy die teenoorgestelde sê wat hy bely en verklaar het? Ja. Jy sien, Petrus het dit gesê, maar Simon Bar-Jona het hom verloon. Dis waar. Simon Bar-Jona was sy vleeslike naam, sy wêreldsnaam, sy geboortenaam. Jou geboortenaam, met ander woorde, sy geboortenaam. Dis die Simon Bar-Jona, die vleeslike gedeelte van die Petrus wat hom verloon het. Nie Petrus die rots nie. Ja. Die Bybel sê hy het buitekant toe gegaan en bitterlik geween. Dis Petrus wat gesê het, U is die Christus, die seun van die lewende God. Ja. Maar as Simon Bar-Jona wat gesê het, ek sal nie toelaat dat hy gekruisig word nie. Ja. Want Jesus is omgedraai en sê, gaan weg agter my Satan. Ja. 2 verskillende karaktertrekke. Waarheid. Want langs 'n vuurtjie het Simon Bar-Jona hom verloon. Ja. Simon Bar-Jona, nie Petrus nie. Simon Bar-Jona het hom langs 'n vuurtjie verloon. Ja, Here. Hy het geworstel met die ou mens tot op die einde van die dag. Toe Jesus hom vra, Simon seun van Jona, hy sê, hoor jy wat sê? Hy sê nie Petrus nie, hy sê Simon seun van Jona. Ja. Het jy my werklik lief? 3 maal. Het jy my verloon, 'n stuk in hakkies gesit, 3 maal gevra oor sy liefde vir Jesus Christus. Ja. Toe eers kon hy vrykom. Langs 'n vuurtjie het Petrus hom verloon. Ja. En nou langs 'n vuurtjie ontvang hy innerlike genesing. Pragtig. Groot verskil. Simon Bar-Jona, hy sê nie Petrus nie. Let op daarna. Tweede voorbeeld wil noem is Dawid, 2 Samuel 11. Dawid het nie beplanning oorgestel of moord te pleeg nie, maar dit wat hy nie moes doen nie, het hy gedoen. Dit het hom geplaag dat hy die ou mens gevoed het, wanneer die ander in die paleis geslaap het, was Dawid besig met 'n worstelstryd in sy binneste vir 'n volle jaar. Vir 'n volle jaar het daai ding hom gevreet soos kanker, as ek die woord mag gebruik. Hy kon 'n beer en 'n leeu verslaan. Dis waar. En selfs 'n Goliat doodmaak en Goliat sy eie swaard vat om sy kop af te kap. Maar dit wat in sy binneste gewoed het, was groter dan 'n Goliat. Ja. Dis En waar. toe die moord nog iets om die ou mens te voed. En die Bybel sê dat dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Ja. Wou Dawid dit doen? Nee. Nee, hy wou dit nie doen nie. Maar dit wat in hom was sterker. Daardie vleeslike gedeelte, dis waar dit begin het. By die vlees het dit begin, en kyk waar eindig het op die einde van die dag. Here help ons dat ons oor hierdie dinge kom. Wat sê Paulus? Paulus roep uit en sê, wie sal hierdie Ja. ongelukkige, beklaanswaardige Dis waar. en ellendige mens kan help? Ja. Dis sy gebed. Wie sal hierdie ongelukkige, beklaanswaardige en ellendige mens kan help? Hy roep uit na die Here toe. Ja, my God. Hy noem dit die kettinge van die liggaam van die dood. Jo. Dis wat hy dit noem. En hy kom met die antwoord. En hy sê, ek dank God. Hy sal deur sy seun Jesus Christus, Yes, Lord. die gesalfde van God, Yes, Lord. 'n wonderwerk vir my doen. Ja. Net so kan hy ook ons help met die battle within. Ja. Dis goeie nuus, glo ek. Maar aan die ander kant moet ons ook weet dat dit is 'n geveg Kom die dood toe.
elke dag in ons lewe. Everything in your Christian life begins with knowing who God is, Dis waar. and in turn, knowing who you are. Ja. Until you know who God is, Dis waar. you will never know who you are. Dis so. And until you know who you are, you will never advance in spirituality. As jy nie weet wie God is nie, Ja. kan jy eintlik weet wie jy is nie. Ja. En as jy nie weet wie jy is en waar jy nie op pad is nie, Ja. kan jy nooit geestelik groei nie. Dis waar. Gaan lees die woord en sien wat hy sê. Dis jou werk en my werk om vas te hou in die beloftes van die Here. Ja. Is jou werk en my werk om ons gees te laat groei, Dis waar. om die woord van God te bly, Ja. daagliks in gebed met hom te verkeer, dat ons geestesmens kan versterk, ons geestesmens gebou kan word, sodat ons geestesmens oorhand kan kry oor ons vleeslike begeertes. Eers dan weet ons dat ons kan dit onder ons voete sit, daardie vleeslike begeertes, daardie sielgedeelte wat altyd wil opstaan. Die ou mens is begrawe en daai ou mens moet begrawe bly. Eers dan kan dit gebeur, wanneer jou gees so sterk is dat jou gees oorhand kry en in beheer kom van al die dinge. Yes. Luister wat pastoor sê. Al die begeertes wat in die menslike liggaam geplaas het, het God vir ons gegee wat daar moet wees. Ons kan dit nie wegbid nie. Ja. Ons kan dit nie wegbid nie. Selfs jou temperament, jy kan dit nie wegbid nie. Waarheid. Jy kan dit nie wegbid nie. Maar die Here verwag van jou en my as kind van die Here om daardie begeertes te vat en onder die beheer van die Heilige Gees te plaas. Maar jy kan dit nie doen as jou vleeslike aspek sterker is as jou gees nie. Jou gees moet hier sterker wees as jou vlees. Here, ek dankie en ek prys U vir die woord. Mag die Here die woord in die hart seën vanaand in Jesus naam. Amen. Vader, U woord sê vir ons, wandel in die gees, en ons sal die begeertes van die vlees nie volbring nie. Here, ons leer vanaand van 'n man wat daar was. Ja, Here. Dit is baie maklik om te praat as ek nie daar was nie, as ek daar is, Ja. dan kan ek praat en medelee hê. Paulus het ook gekom en gesê ons moet in die gees wandel, Ja. dat ons die begeertes van die vlees nie sal volbring Ja, nie. Here. Hy het ook gesê ons moet met Christus in hemelse plekke wees. Jy sien, ons is baie keer so bewus van wat om ons aangaan, dat ons, Here, in die gees skoon vergeet en ons wandel in die vlees. Die ou mens moet afgelê word, Here. Hy's dood. Ja. Hy moet in die graf bly. Dis Ja. my verantwoordelikheid om te sorg dat hy daar bly. Ja, Here. Here, U woord sê ook in hierdie aanduur, Vader, toe Eva, Here, die appel geneem het, het hy vir haar gevra, het God gesê. En terselfdertyd daar, Here, het daar 'n hart losgemaak geword. Ek kan my eie God wees. Ek kan doen wat ek wil. Ek weet, ek sal, ek wil nie. En vanaand is dit, dink ek, een van die grootste gevegte wat ons as kinders van die Here moet veg. Here, om te kan weet as my eie ek nie dood is nie. Dis waar. Here, as my eie ek nie dood is nie, is hy my grootste vyand. Ja. Ons het nodig om vanaand te weet, the mind is in the battle is in the mind. Here, en ons het vanaand nodig om te weet, as ek hom hier bo nie onder beheer kan hou nie, dan kom hy in beheer. Ja. Ons het in hierdie aand nodig om in die gees te wandel. Ja. Ons het in hierdie aanduur nodig om te weet, ek moet minder word, dat Christus meer kan word. Yes. Ons moet in hierdie aanduur weet, Here, my eie wil is nie meer van toepassing nie. Ek is dood. Die ou mens is dood. Ek het opgestaan in Christus, 'n nuwe skepsel. Here, en ons weet vanaand,
dat Paulus se geveg was nie 'n maklike geveg Dis nie. waar, Here. Ons weet vanaand ons geveg is ook nie 'n maklike geveg nie. Here, maar ons het in hierdie aanduur nodig om te weet, as ons aan U kan onderwerp, as ons aan U kan onderwerp, in U wil bly, Here, dan weet ons vanaand, gee U ons die autoriteit om oor hierdie vleesdeel te heers. Dankie. Ons weet ons vyand weet waar ons swak plekke lê, Here. Ons weet hy's van elke swak plekkie in ons lewe bewus. En daarom soveel meer het ons nodig om daardie deel, Here, in ons geestelike mens, net soveel meer te moet oorklee. Here, sodat hy nie vulnerable sal wees nie. Here, dat hy nie 'n oop skuif sal wees vir ons vyand nie. Maar dat ons vanaand, Here, sal leer om 'n geestelike mense te wees. Here, dat ons vanaand, Here, ons wapens op sal neem. Volle wapenuitrusting van Christus elke dag sal aantrek. En te kan weet vanaand, Here, sy geregtigheid is my geregtigheid en my geregtigheid uit sy geregtigheid. Ons het nodig in hierdie aanduur, Here, om ons vyand op 'n afstand te kan onderskei. U woord sê vir ons is nie met sy planne onbekend nie. U woord sê ook vir ons vanaand en leer ons, Here, hy kan niks doen as hy nie my liggaam gebruik nie. Dit hang van my af wat ek hom toelaat om te doen. Gee ons dan om geestelike mense te wees. Dankie, Here. Gee ons om in die gees te wandel. Dankie, Here. Gee ons om hom geen plek te gee. Dankie, Here, Here. hoegenaamd geen plek nie. Ons in hierdie aand in die autoriteit waarmee U ons vertrou het sal heers. Dankie, Here. Sal heers, Here, oor elke plan van Lucifer, oor elke werking, oor elke gedagte, oor elke swak plek in ons lewe. Yes. Vader, in Jesus naam, en dat ons in hierdie aanduur, Here, hierdie geveg sal veg. Dankie. Wetende, hy is reeds oorwin. Dankie. Want Christus was ook 'n mens in vlees en bloed. Here, en hy het die vyand oorwin deur die woord. Ja. Hy het hom aan God onderwerp en hy het hom deur die woord weerstaan. Ja. En dis al wat ons eintlik moet doen. Leer ons dan vanaand om ons aan U te onderwerp. Yes. Leer ons om ons aan U woord te onderwerp. Ja. Nie ek nie, Here, nie my wil nie, maar U wil vir my is my gebed. Dankie, Here. Ons weet vanaand, Here, dis nie deur krag of deur geweld nie. Ons weet dit. Here, maar in hierdie aanduur deur U Gees. Dankie. Daarom wil ons saam met U in hemelse plekke sit, Here. Daarom wil ons saam met U heers oor die werke van die vlees. Dankie. Daarom wil ons in hierdie aand konings en priesters saam met U wees. Dankie, Here. Sodat U koninkryk mag kom. Dankie, Here. Baie dankie vandag, Here, dat ons kan weet wie U is. Dankie, Maar ook Here. vanaand kan weet wie ons in Dankie, Christus Here. is. Meer dan oorwinnaars. Ja. Here, meer dan oorwinnaars. Die graf is leeg. Here, ons het oorwin saam met hom. Ja. Sit ons vanaand, Here, saam met U. Here, as konings en priesters. Dankie. Om te heers oor Lucifer se werk. Dankie, Here. Baie dankie vandag dat ons U kan vertrou, Here, en kan Yes. weet dat U ons se God is. Wil vir U baie dankie sê, Here, vir ons gemeente, vir die ou mensies wat na hierdie boodskapies luister. Dankie, Dat Here. U so onderneem, dat U so kyk na ons elkeen, dat ons gesond is. Here, dankie Vader dat U na ons omsien, elke een. Dankie, doen Ons dit. wil U loof en prys. Ons wil ook in hierdie nag vra, Here, dat U asseblief die engele opdrag sal gee aangaande ons met ontblote swaarde wag te hou by ons. Here, oor ons liggame, Here, so ook oor ons harte, ons Dankie. gedagtes, so ook vandag oor die boere daar buite. Ons Dankie. wil vra vir die vrede, Here, wat alle verstand te bowe gaan. Ons kom vandag en ons neem gesag, Here, oor elke beplanning van die vyand, en Jesus ons naam. roep verwarring in sy laar uit, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie vir die vrede wat hulle deel is in hierdie nag, so ook ons deel. Dankie, Ons Here. loof en prys U daarvoor in die bekoorlike naam van ons Here en Meester, Jesus Christus, Jahweh, in Jesus naam.